Goeiemôre, dit is dan 26 Maart 2025, lesing 252 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. En ons lees nou hoofstuk 126, is nog steeds daar in die herberg van Ebal. Die meester waarsku vir die wraak van die Fariseërs. Julle net te herinner, die laaste hoofstuk wat ons gelees het hier het afgesluit met daardie owerste, ek dink sy naam is Julius, wat hierdie mense kontrak laat teken het, 3 kontrakte, dat hulle niks mag sê van enigiets wat daar gebeur het nie, en dat hulle ook nie hulle bekke mag rek oor enigiets negatiefs oor Yeshua nie. En hy sal dadelik weet en hulle sal met die dood bestraf word. So hulle is nie dit baie lekker geteken nie, maar hulle het geen ander keuse gehad nie, en toe is hulle dadelik in die nag is hulle daar weg, of in die dag, ek kan nie onthou nie. En nou gee Yeshua vir waarskuwings, wat gaan gebeur, wanneer jy met sulke mense te doen het, en wanneer jy hulle onder bedreiging kry. En ons kry baie met dit te doen in die hedendaagse lewe, en dit gebeur maar net so. Toe hierdie kontroleurs en ondersoekers in geen veld of pad meer te sien was nie, sê die hoofman, meester, hulle sal hopelik swyg, want hierdie 3 koorde, is nou die 3 kontrakte, kan nou wel sterk genoeg wees. Oorigens is dit die volle waarheid, dat as ek binne hoogstens 8 dae sal hoor, wat een van hulle ook nog so heimlik ergens gesê het, bovendien is hulle geloof nog sterker as my ver verspreide boodskappers, en hulle groot angs is hulle digmeester. Ek staan dan ook daarvoor in, dat geen een van hulle ook maar 'n woord van alles wat hulle hier beleef het, aan iemand sal sê nie. Yeshua sê, ja, hulle sal swyg, maar hulle toorn of hulle woede sal des te groter word, want dit wat hulle hier in so oorvloedige mate ontmoet het, sal geen een van hulle ooit vergeet nie. Pas almal regtig goed op, want hulle geheime boosheid is groot, en het geen grense nie. En dit is ook vandag so met hierdie Joodse slangsaad, want hierdie Fariseërs uit die tempel is die wortel van die Joodse geloof, of die Zionistiese geloof. Moenie dat hulle vir jou sê, jy kan nie 2 skei nie, jy kan nie. En hierdie mense se geheime boosheid is ontsettend groot. Ons weet nie waarmee hulle alles vandag besig is nie. Ek praat van bloeddrinkery, mense vleis eet. Ek praat van kinders ontvoer, kinders verkrag, kinders martel met onder die grootste pyn, om hulle bloed te trek om adrenokroom te maak. Al hierdie goed en ander mensehandel is hierdie mense se geheime boosheid. Dit word nog altyd weggesteek en word deur die media wat hulle almal beheer stilgehou. Dan is daar nog ander geheime boosheid teen enige Christen, selfs ook teen alle moslems, maar hulle haat vir die Christen, vir die wat Yeshua aanroep, is ontsettend groot. En hulle sal op alle maniere sal hulle dinge bewerk, sodat daardie mense van hulle geloof beroof word. Hulle stuur Jode in, wat hulle name verander, om die Christen gelowe te verander en aan te pas by hulle wêreldse godsdienst. Dit het al gebeur in die vorige eeu, toe die Jode onder die gereformeerdes en die hervormdes, die Kashai broers ingestuur het, om hervorming te bring. Maar meer pertinent was dit, toe hulle vir Johan Heinzowitsch, wat julle ken as Johan Heinz, ingestuur het, om die hele boerevolk, Afrikanervolk, se godsdienst te verdraai en te verliberaliseer. En hy het die gevolge van sy invloed was, dat ons in 1983 die mees vervalste stuk geestelike literatuur gekry het, absolute riool,
wat mense nog steeds hoog ag, want hy het so mooi buiteblad, en hy's goud verguld aan die kante, en hy het tot vingermerke. En dit is die nuwe vertaling, Bybel wat jy het. En as jy nog so 'n ding het, gaan en gooi die ding weg, want hy dien vir niks anders nie. Dit is hulle geheime boosheid, want die kerke, of hulle wil nie daarvan weet nie, of hulle is te onnozel om dit raak te sien. Daardie spesifieke vertaling, ek dink daar is iets by 100 verse wat net uitgehaal is. Jy lees vers 35, vers 37, 36 is weg. En as jy gaan mooi kyk watter verse het hulle uitgehaal, is dit alles wat te doen het met die goddelikheid van Yeshua en die verlossingspotensiaal van Yeshua. Want hulle haat vir Yeshua is ontsettend erg. En dit is toe dat hierdie selfe ouens het later saam geskree in die tempel, kruisig hom, wat hulle toe reg gekry het. Ek wil net vir julle iets sê van hierdie duiwels. In hulle hart woon duiwels, en daarvoor is geen middel te sleg om hom te wreek op diegene wat hulle beledig het nie. Pas daarom op, hulle sal nou broei en broei. Die getuienis wat hulle moes onderteken, is egter die beste middel om hulle te bind. Daarom sal hulle wel stil wees, maar hulle sal na julle meer kwaadwillige boodskappers stuur as julle na hulle, en hulle sal valse getuies teen julle aanstel. Pas daarvoor op, daarom sê ek dit vir julle vooraf. En dit het gebeur met ons eie gemeente. Hulle stuur infiltreerders in, om hier onmin te veroorsaak. Hulle sal ouens stuur van nasionale intelligensie, om onmin te veroorsaak, om 'n verkeerde rigting te laat inneem. Hulle sal ouens instuur wat wapens bring, en sê ons moet nou bewapen word met onwettige wapens. Ons het dit als ervaar. Ons, oor die afgelope 32 jaar, het ons hierdie geheime, kwaadwillige boodskappers geproe. En julle moet onthou dat wat in die tempel gebeur het geskuif 70 na Messias, sê Yeshua in die nuwe openbaring, en die hele gespuis het hulle gaan vestig in Rome, in die Vatikaan. En daai Vatikaan godsdiens, wat basies die hele wêreld omspan, is verantwoordelik vir van die grootste misleiding ooit. En hulle het 'n Rooms-Katoliek, Jesuïte priester ingestuur in ons gemeente in, met baie geld. En hy was bekend as hierdie groot boer Israeliet, maar hulle het hom gewerf met geld, en hy het hier kom onmin saai, en wat hom laat uitstaan het, is sy haat vir Yeshua, en hy het hierdie gemeente probeer af van Yeshua kry, weer terug na die wet, of die basiese goed toe, wat die Jood nou Kampsdag onderhou, maar hulle onderhou dit nie eers nie. Hulle onderhou die voorskrifte van die Talmud. So moet nie dink dat ons vry is van hierdie ouens se invloed nie. Hulle stuur die makste honde in, wat jy nie kan dink, dat hierdie ou werk vir 'n ander organisasie nie. Ek kan hier 'n voorbeeld noem, destyds in die 94s, 93s, toe ons nog almal gehoop het om vry te kom van hierdie swart regering deur 'n opstand, 'n gewapende opstand, was daar organisasies wat sterk gestaan het vir die Afrikaners saak. En een van daai organisasies, seker die sterkste weerstandsbeweging in Suid-Afrika op daardie stadium, het 'n vergadering gehad in Pietersburg van die generale staf. Nou dis die leiers van hierdie organisasie. Van die 12 wat daar aanwesig was 8 gekoopte agente van 3 verskillende intelligensieorganisasies. En dit het iemand vir my vertel wat in die intelligensieorganisasies is, en
hierdie ouens op 'n maandag na die naweek, kom hulle almal by mekaar, en dan ruil hulle inligting uit. So dit wys jou hoe verrot ons volk was, en ek glo nog steeds is, want mense sal enige iets doen vir geld, en hierdie ouens, hierdie fariseërs weet dit, want uiteindelik het hulle Yeshua gekruisig, nadat hulle getuienis omgekoop het, om valse getuienis te gee teen hom. So, mooi kyk, ons moet regtig baie mooi kyk, moenie jou laat inlei in enige iets wat te doen het met opstand, waar Yeshua nie die sentrale kern vorm nie. Hy sê wel, julle sal veg met die swaard, maar dis die swaard van die mond, dis die swaard van die woord, soos wat ons vanmôre hierdie swaard lees. Dit is waarmee ons gaan veg, en niemand kan jou in die tronk gooi as hulle jou wil vang met die swaard van die woord nie. Alhoewel ek sien dit raak nou erg in Skotland. In Skotland is wette nou afgekondig wat jou verbied om in jou huis stilletjies te bid. Veral as jou huis naby aan 'n aborsiekliniek is. So al wat dit vir my sê, die Satan weet, hier gebeur iets in die gebedewêreld, in die gebedshuise van hierdie mense, is daar iets wat gebeur wat hulle planne in die wiele ry. En nou wil hulle dit met wetgewing verbied. So hulle sal nog baie dinge teen ons probeer, en self so ver gaan as om jou te verbied om te bid, maar hulle kan nie. Maar hulle sal probeer. Ons het dit self aan ons lyf gevoel, nie lank nadat ons die Gilgal wiel opgerig het nie, het ons berig gekry, dat, wie was dit toe? Zuma. Ja, ek dink dit was toe Zuma met sy, of Ramaphosa al, ek kan nie onthou nie, het hulle hier by die kabelkarretjie opgegaan met 'n klomp toordokters, ek weet nie hoeveel nie, maar dit was nie 100 nie, dit was meer, en hulle het daar vloeke uitgespreek, vir hulle voorvadergeeste af in hierdie moed in, en dit is logies, dat hulle voorvadergees aanbidders, hulle sangomas en toordokters, hierdie geweldige lig, wat opgerig is hier by Kameeldrif 225, dat hulle dit waargeneem het. Onthou, hulle kan alles sien in daai dimensie. En hulle wou daai lig uitdoof. Maar ons weet, hulle kan nie. En dit is ons groot behoud hier, wat ons beskerm, en wat vir ons veiligheid waarborg, as ons binne die reëls, wat Vader neerlê in sy woord handel. As ons buite daai reëls gaan, verval die beskerming, verval die ligverbinding met die hemelse, soos ons elke dag bid, vir Yeshua, die middelaar van die nuwe verbond, sy 10.000 engele wat hy saam met hom bring, en ons vervolmaakte voorvaders, wat ook saam met die engele skaar, in hierdie geveg betrokke is met ons. En ons ou klein groepie hier op die aarde, waar ons ook al by ons huise bid, waar 'n Gilgal verseeling gedoen is, ons is die wiele van hierdie groot stormagtige gees, waarvan Esegiel 1 en Esegiel 10 praat. En dit is die wonder, dat hy dit vir ons opgerig het in Suid-Afrika, hier op hierdie plek, hier waar julle bly. Hy het dit so belangrik geag, dat dit hier gebeur. Hy het dit nie in Waterkloof in 'n 50 miljoen rand se woning gaan oprig nie. Hier waar die mense worstel en sukkel, en hom afsmeek, vir alles wat ons vandag van hom ontvang. Ons gaan verder. Nou sê die hoofman, meester, ek dank u met my hele hart vir hierdie waarskuwing. Maar omdat ek dit nou weet, sal dit elke vreemde in die vervolg heel vreemd tegemoet gaan, veral as hy uit Jerusalem hierheen kom. Waarlik gloeiende kole sal op sy hoof gestapel word. As ons dan net een kan pak, dan sal dit 'n tweede vir altyd die begeerte ontneem, om 'n engel van die duiwel te wees. Yeshua sê, ja, wees dus op jou hoede, want hierdie soort sien daar van buite so gedwee uit as 'n duif,
maar van binne giftiger as 'n Egiptiese kobra. Hy sal in allerlei gestaltes kom, en dan daardie taal praat, dan weer as 'n Griek, dan weer as 'n Egiptenaar, ook as 'n Romein. Hy sal moeilik te onderskei wees van egte onderdane van die genoemde nasies. Maar as jy hulle grondig ondersoek, sal jy wel ontdek wie se geesteskinders hulle is. Die Jode het 'n manier, wanneer hy in 'n volk intrek, verander hy sy naam dat dit saamsmelt met die inwoners se name. Hulle hou nie altyd hulle name nie in, seker 90% plus van die gevalle, verander hy sy naam. Soos wat ons het, almal praat van Calvin vandag in die gereformeerde kerkdenke. Calvin se naam was Cohen, en Cohen is 'n Joodse naam. So Calvin, die ou agter wie al die sisterskerke vandag hardloop, meer as agter Yeshua aanbeweeg, is 'n Jood, wat sy naam verander het van Cohen na Cohen, toe hy in Frankryk was, en toe Calvin in Holland, en Calvin toe hy in Engeland was. En selfs die Engelse sisterkerke daar, of die ekwivalent van ons, hang ook sy doktrines aan. En hy het baie verkeerde doktrines nie net ingebring nie, maar ook van die Roomse godsdienst bevestig. Onder andere die vals drie-enige God. Onder andere die doopbesprenkeling van kinders. En ek kan nie al die ander goed onthou nie. Ons het op 'n stadium so 'n boek gehad wat hierdie goed behandel het, maar hy het nou verlore geraak in die geskiedenis. So dis wie hierdie ouens is, jy herken hulle nie. Heinzowitz word Heinz. Heinz is 'n van wat jy oral in Suid-Afrika kry. En so het hulle almal maar ingesmeld. Maar jy sal nie weet dat hy 'n Jood is nie. Jy sal dink, maar hierdie is 'n Afrikaner, hy praat Afrikaans soos ons. Maar wanneer jy na sy geestesvrugte kyk, sal jy weet wie se geesteskind hy is. Dis presies wat Yeshua hier sê. Want een ding wat hulle nie kan verbloem nie. Hulle kan al hierdie ander goed in die geheim doen, maar hulle liefde vir geld staan hemelhoog by hulle. Hulle sal alles doen vir geld, want uiteindelik is geld hierdie geesteskinders se God. Dit is nou maar net so. So, kyk mooi, wees skerp. Die hoofman sê, ek dank u nog baie meer, o meester. Nou weet ek presies wat ek in die toekoms sal moet doen. En sou daar 'n twyfelagtige geval voordoen, dan sal u my wel toestaan, dat ek u bo alles gewyde en magtige naam aanroep en sê, o groot almagtige Gees van my majesteit en meester Yeshua, verlig my hart, sodat dit daar lig word, en u sal die roep van my sekerlik ook tot aan die einde van die wêreld hoor. Yeshua sê vir hom, o vriend en broer, bly so in my, en my gees sal in jou wees, tot jou hulp elke oomblik van die dag en in die nag. Jara, die meisie wat langs my staan, sê, maar meester, u praat asof u ons al wil verlaat. O ek smeek u, bly tog nog 'n paar dae by ons, want u is tog my lewe. Hoe sou ek sonder u kon lewe? U moet hier bly. Ek laat u nie gaan nie. Sonder u sal ek sterwe. Ons het nog gelees dat die meisie Yeshua baie lief het en heeltyd op sy skoot sit. Yeshua sê heel vriendelik, o my geliefde Jara, jou sal ek vir ewig nie verlaat nie. En as ek as mens my na enige dae vir my taak 'n tyd lank van hier af moet verwyder, dan sal ek tog steeds in die gees by jou wees, en jy sal met my praat, en ek sal op elkeen van jou vrae 'n goed hoorbare antwoord gee. Daarvan kan jy heeltemal verseker wees. Verstaan jy dit? En hierdie hele vers 8 kan ons profeties na die einde toe trek, na die gemeente dogter van Sion. Aan die einde van die tyd sal hy ook elke vraag vir ons antwoord.
En as ons net kan dink en kyk in die afgelope jare, hoeveel vrae is vir ons beantwoord. En hy was nog altyd by ons in die gees. Vanmôre is hy hier by ons in die gees, want hy is die woord. Hy word die woord genoem, hy was by God, hy was God, en het onder ons kom woon. En ons het sy woord altyd by ons, al kan ons hom nie fisies met ons oë sien nie. Is hy hier, en is hy by geen ander gemeente wat nie hierdie woorde het nie. Is hy nie so sterk teenwoordig nie. Nie dat hulle almal ten gronde sal gaan nie, nee. As baie mense wat hom lief het, maar hulle word deur hulle leiers verhoed om hierdie woorde aan te neem as Yeshua. En een of ander iets verhinder hulle. Die kleine Jara sê, ja, my allerliefste meester Yeshua, dit verstaan ek baie goed, en ek weet dat niks vir u onmoontlik is nie. Maar ek sou toch graag wou hê dat u ook as mens nog langer by ons bly. Want kyk, nou dat u by ons is, sien alles daar so stralend en hemels uit. Ek kan my nou al hemel nie mooier en heerliker voorstel nie. Daarom moet u vir my toch ook nog as mens 'n paar dae hier bly. Yeshua sê, nou ja, dit is onmoontlik om so liefde iets te weier, veral as sy die allerbeste deel uitgekies het. Wees maar bly, jou liefde sal jou nooit alleen jou liefde sal nooit alleen wees nie. Dit maak Jara so vrolik, dat sy na Ebal, dis haar pa, spring en sê, kyk vader Ebal, die meester bly nog by ons, en sal dit steeds doen. Ebal sê, my liewe kind, dit is 'n groot barmhartigheid vir ons, want ons almal saam nie werd is nie, want hy is die meester van hemel en aarde. Wat hy doen en wil doen, lê in sy ewig ondeurgrondelike raadsbesluit verborge, waar volgens elke haar op ons hoof net so getel is, soos die sand van die see, en ons mense kan niks daaraan verander nie. Maar ek is ook van mening, dat dit by hom, vir wie 1000 jare is soos 'n dag, nou juis nie op 'n dag sal aankom, om korter of langer by ons te bly nie. Hou jy hom daarom maar vas, en laat hom nie gaan nie, want hy het jou van ons almal die liefste. Jara sê, o, ek sal hom wel goed vashou, en sekerlik nooit laat gaan nie. Ook maar iets, boodskap vir ons, hou Yeshua vas, aan hom vas, en moet hom nooit laat gaan met jou siel nie. En dan sal hy altyd by ons wees. Hoofstuk 1:2-7, die meester praat oor die gees van die liefde. Toe kom ek, Yeshua, van agter stilletjies na Jara toe, tel haar van die grond af op en sê, maar my allerliefste kindjie, hoe sou jy my kon teehou? Kyk, ek is toch baie sterker as jy. Nadat ek haar weer op die grond neergesit het, sê die kleintjie, ek weet wel dat jy ontsettend baie sterker is as ek, wat vir jy nouliks 'n muggie is, want jy dra met die almagtige wilskrag, hemel en aarde en hou die see in sy diepte. Hoe sou ek my dan in krag met u wil meet? Maar ek bedoel dat u, omdat ek u toch so onbeskryflik lief het, terwille van my liefde vir u vir 'n bietjie langer hier sal wil laat vashou. Yeshua sê vir haar, ja, daarin het jy weer gelyk, want met die liefde kan mens alles met my gedoen kry. Ek het dit nogal verdik, want dit is vir my so mooi. Met die liefde kan ons alles met Yeshua gedoen kry. Ons besef nie wat dit beteken nie. As jy liefde uitleef vir jou medemens, en selfs veral wanneer jy dit gee vir iemand wat dit nie verdien nie, dan kry jy alles met Yeshua reg. Hy gaan nie vir jou sê, ja, omdat jy nou so 'n slegte persoon ingebring het hier op, sê maar op die plaas, en vir hom liefde en kos en blyplek gegee het, gaan ek jou nou straf. Ek gaan nou sorg dat daai ou alles hel uit jou uit gaan werk op hierdie plaas. Dis nie wat hy doen nie.
Hy erken jou liefde en gaan hy jou nog beskerm as hierdie ou jou in die hakskeen wil byt. Want as hy van hierdie slangsaad se kinders is, dan gaan hy jou aan die hakskeen byt. En ons ervaar daagliks die hakskeenbyters op hierdie plaas. Maar tog, beskerm Vader ons, omdat ons aanvanklik liefde aan hulle betoon het. Kan hulle nie met ons doen wat hulle wil nie. Word hulle dan hulle bekke gesnoer. Die hoofman moes 'n kontrak laat optrek om daai klomp fariseërs weg van hom af te hou en nie meer verder te laat kwaad doen nie. Jara het alle beskerming van Yeshua se totale engelemag, omdat sy hom so baie lief het. En dis waarna ons moet streef, om net ons liefde vir Yeshua vrye teels te gee. Ons moet ons eie tempels, moet ons skoon kry. Dit wat jy weet wat jy nie moet doen nie en wat jy nog steeds doen omdat jy swak is, moet jy nog harder beklei om dit reg te kry. En wanneer jy nog wegloop van 'n behoeftige weduwee en wees in die volk, moet jy jouself reg kry om uit te stap en hulle tegemoet gaan en hulle ook jou liefde te gee. Dan sal ons alles met hom kan doen. En wat wil ons hê? As volk wil ons vryheid hê. En hy sal die vryheid slegs vir hierdie volk gee, wanneer hierdie volk hom lief kry soos wat Jara hom lief het. Want hy kan nie vir ons nou 'n stuk grond gee nie. Wat kan julle dink aan al die bekleierery as die boere nou 'n stuk grond moet kry? Wie gaan regeer? Watter kerk gaan die staatskerk wees? Al hierdie goed gaan hulle nog oor beklei, terwyl die enigste ware stuk grond deur Yeshua as koning Dawid geheers moet word, en almal moet hom erken, en almal moet mekaar se naastes wees, en die kleinste moet gedien word deur die grootste. Eers dan kan ons 'n stuk grond kry. En ons is baie, baie ver daarvan af, want die grond van ons harte is nie voorberei nie. Die liefde tot julle mense trek my tog na hierdie aarde. Wie so liefde het soos jy, Jara, kan egter met my doen wat hy wil. Want die liefde is my gees in die harte van die mense. En wat die liefde verlang en wil, kom uit die diepste van die goddelike orde. En jy kan my daarom met jou hart behoorlik vashou. En ek sal my nooit as te nimmer skei van jou hart nie. 'n belofte vir elkeen van ons. Maar my sigbare persoon is nie belangrik nie. Alles gebeur deur my gees. Wat ek doen, dit doen nie my persoon nie, maar slegs my gees. Maar vir jou sal ek tog 'n paar dae hier bly, want môre is die Sabbat en oormôre 'n na-Sabbat. Beide dae sal ek nog hier bly, en dan sal ek verder trek, en wel na Sidon en Tyrus toe. En ek sal daarna weer terugkom, en miskien die halwe winter by julle deurbring. Die kleintjie sê heeltemal ingetoe, o geloof sy die gewyde aparte Vader, nou is ek al tevrede. Almal bewonder die 12-jarige oue meisie en verbaas hulle oor haar verstand. En 'n ou man sê, o dit is 'n besondere barmhartigheid van Elohim. In die gevoelige velletjie is 'n engel van Elohim versteek. Gestalte en gees getuig daarvan. 'n ander sê, ja wel, die meisie is maar net ongeveer 12 en 'n half jaar, maar sy lyk egter soos 'n meisie van 16. Haar liggaam is heeltemal gevorm, en haar siel laat niks te wense oor nie. Dit het werklik hoof en hart op die juiste plek. Geseënd is hy wat haar eendag as vrou in sy huis sal inbring. Jara hoor dit en sê, 'n hart wat Elohim liefhet, het die liefde van 'n selfsugtige bruidegom nie nodig nie, want so hard is al as bruid in Elohim se huis binne gelei. Ek het die mense lief in hulle nood,
en doen elke uur van die dag of nag goed aan die armes. Maar die bepaalde liefde van 'n jong man ken ek nie, en sal ek ook nooit leer ken nie, tensy sy hart net soos myne slegs vervul is met die suiwere liefde tot Elohim. 'n ander ou Judeër sê, ai meisie, wat jy sê klink weliswaar asof dit uit die mond van 'n engel kom, maar tog bestaan jy uit vlees en bloed, en as jou jare eenmaal sal kom, dan sal jy wel sien dat vlees en bloed by die mense niks te sê het nie. Jara sê, dit dat die mens geen God is nie, weet ek al sedert my prille jeug, maar die mens kan deur sy ware liefde tot Elohim 'n meester van sy vlees en bloed word, danksy die versekerde hulp van Elohim. Vir wie Elohim help, die help hy heeltemal, en nie net halfpad nie, wat julle vanmôre vroeg self aan julle sieke vlees en bloed ondervind het. Want dit was geen mense hulp nie, maar dit was Elohim se hulp. Na hierdie woorde van Jara verstom die oudstes hulle aan haar, en niemand durf meer 'n woord teen haar sê nie. Maar ek sê aan Jara terwyl ek haar by die hand neem, dit was goed. Jy praat al byna soos 'n volkome profeet. Met 'n lieflike glimlaggie sê Jara half hardop aan my, dit is maklik om profeties te praat, as mens by u is, en u vir iemand die woorde in die hart en in die mond lê. As ek my eie woorde sou gebruik het, dan sou daar seker baie domhede gesê gewees het. Yeshua sê ook so half hardop, dit sou die beste so kon wees, my allerliefste Jara, maar van nou af aan sal jy altyd in staat wees om so wys te praat. Jy moet maar net nie aan my ontrou word as jy ouer word nie. En dit is ook 'n belofte vir ons gemeente. Dat as jy Yeshua so lief het soos wat hierdie dogtertjie hom lief het, dan plaas hy die woorde altyd in jou mond. Wat jy moet sê in watter aangeleentheid dit ook al homself voordoen. Maar dan moet jy nie met jou mond loop en ander vervloekinge uitbring en buite sy orde optree nie. Want dan is jy nie meer Jara nie. Die Jara vlak van die gees wat ons nou moet streef, is juis om altyd aan Yeshua se sy te wees. Sy sit op sy skoot. Nou dink julle, sy sal nou byvoorbeeld haar ma of pa vloek terwyl sy daar sit? Nee. Of bose gedagtes kry? Nee. Of lelike dinge vir ander mense sê of aan hulle doen? Nee. Dit is om op Yeshua se skoot te sit, om heeltyd by hom te wees. Is om jou hele lewe in te rig, dat jy altyd van hom bewus moet wees, hier langs jou. Waar jy ook al mee besig is. Of jy in jou werk is, of jy in jou huis by jou gesin is, en vir ons wat in die bestuur is, of jy in die raadsaal besig is met ander mense. Wees bewus dat Yeshua jou vashou, en dat jy nie iets doen of sê wat maak dat hy van jou af weg beweeg nie. Baie belangrike begrip wat ons hieruit moet kry. Jara sê, meester, as die moontlikheid om voordoen, laat my dan maar liewer sterwe. Dit is nou, dat sy nie ontrou moet word aan hom nie. Yeshua sê, nou, dit sal toch wel onmoontlik wees. Jara sê, terwyl sy my vas om die middel pak en aan haar bors druk. Ja, so iets moet ewig onmoontlik bly, want slegs as jy waansinnig is, gee jy 'n pond suiwer goud weg, vir 'n pond stinkende modder. Yeshua sê, dus, jy gee toch iets om vir goud? Jara sê, ja, om sielegoud, alles. Die aardse goud noem ek slegs maar as voorbeeld. Yeshua sê, goed, ek het jou goed verstaan, maar juist omdat ek soveel van jou hou, moet ek jou toch ook 'n bietjie pla of terg. Jara sê, pla my maar, ek sal u toch nie minder daaroor lief hê nie. Want ek weet lankal, dat Elohim die mense wat hy besonder lief het,
met allerlei lyding besoek. As u, o meester, my werklik regtig sal begin te pla, dan sal u my heeltemal lief hê. Yeshua sê, o my liewe kindjie, so rein hart soos joune sal Elohim nooit pla nie. Maar hy pla slegs die wat Elohim wel lief het, maar tevens tog ook so nou en dan 'n oogie op die wêreld het. Vir hom dryf Elohim dan deur allerlei plaary die liefde vir die wêreld uit die hart uit, sodat hy 'n volkome rein hart kan kry. Verstaan jy dit? Jara sê, o meester, heuning was van my hart, dit verstaan ek baie goed. So Yeshua pla vir ons wanneer ons oog op die wêreld rig. Sê nou maar 'n ou begin heeltemal te veel te drink. Dan sal Yeshua die gevolge van drank laat voel aan sy liggaam. En hy sal dalk bedleen word. En hy sal later so afskeid en drank kry dat hy dit nooit weer wil drink nie. En so sal hy genees word van hierdie spesifieke liefde vir die wêreld. Maar ook so met allerhande ander dinge. As geld jou te veel pla. Geld is nie die oorsaak van ons probleme nie, die liefde vir geld is. Dan vat Vader daai geld weg. Hy vat jou salaris of jou besigheid weg. Hy vat jou huis weg, selfs jou kar. En dan beland jy dalk hier. Maar dit is omdat hy jou lief het, wat hy jou so gepla het. Sodat jy nou, sonder daai, wil ek amper sê, meelsteen om jou nek, kan jy nou vry raak en vry leef. En leer wat jy nou moet doen met geld. So baie keer vervloek ons eie toestand, ons is baie kwaad. Maar ons dink nie hoekom hy dit toegelaat het nie. Alles vir ons beswil, want hy doen niks aan ons wat hy nie ons 'n beter lewe wil gee nie. Alles wat ons lewe erger maak, bring ons oor onsself. En al vat jy daai paadjie, hy gaan saam met jou. Ek gebruik baie keer die voorbeeld, daar's 2 paaie Kaap toe, die een is kort en die een is lang. As jy die langer pad vat, dan gaan hy nog steeds op daai pad by jou wees. Maar, die teëspoed wat jy kry, gaan jy nou kry, omdat jy nie die korter pad na sy hart, Kaapstad, stel nou sy hart voor, gekies het nie. Maar as baie mense, wat om Kaap toe te gaan, ry hy Messina toe, heel in die teenoorgestelde rigting. Maar selfs op daai pad, is Yeshua ook by jou. En jy gaan baie probleme en moeilikhede en teenslae kry op daai pad. Maar hy's daar, want op die ou einde wil hy jou ook in Kaapstad hê. Met 'n lang draai, moet jy ook by sy hart uitkom. So hy's altyd daar, maak nie saak wat ons in ons vrye wil kies nie. Ons het die keuse, watter pad ons kan loop. Maar die riglyne in die skrif gee vir ons die kortste pad, en Jara het dit pragtig gestel vanmôre, dat met die liefde vir Yeshua sal hy enige iets vir jou doen. En hy sal jou die kortste pad na die koninkryk wys, en jou begelei op daai kortste pad. So moet dit nooit vergeet nie. Onthou dit, want die ouens gaan nog almal hulle self in hierdie land gaan hulle nog baie verraaiers en vals profete en vals predikers na jou toe stuur en jou probeer van die pad af kry. En baie gaan baie vroom kom. Baie gaan van hulle gaan kom met die uiterste vroomheid. Ons moet nou die wet van Jahwe hou en ons moet nou 'n skaapslag vir die Pasga wat nou voor lê. En dit klink so wonderlik. Ek sien 'n ou daar op Facebook wat nou die skaapslag of die lamslag verduidelik hoe gehoorsaam jy is wanneer jy dit doen. En dit klink vir die oningewyde, die ou wat te lui is om geestelik die skrif te gaan ondersoek, klink dit so goed. En nou, wat gebeur? Wanneer jy die ware lam van Elohim, Yeshua, verruil vir 'n skaaplam,
dan kry jy ook die beloftes van die skaaplam. En dis 0, behalwe dat dit lekker is die aand wat jy hom eet. Dis al. So asseblief, wees versigtig vir die ouens wat vir jou van die regterkant afkom, en die ouens wat vir jou van die linkerkant afkom. Van die kant wat behoudend is, en van die kant wat liberaal is. Want van alle kante val hulle ons aan. Satan is baie slie, en sy helpers is uiters slie. Baie dankie.